Goeiedag weer eens aan u geliefde, dit is wonderlik om saam met u weer die woord van die Here te ontleed, saam te kyk in die uitsprake wat die woord van die Here vir ons gee. En ons staan vandag stil daar by Psalm 119, en wel met die 47ste en die 48ste vers wat so lees. Ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet, my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink. Nou, ons het met mekaar nou al 'n paar keer hierdie uitsprake gemaak, waar die psalmis praat oor sy verlustiging in die woord van die Here, en sy blydskap wat hy kry vanuit die woord van die Here. Kom ek gee vir die enkele daarvan. Vers 14 sê ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Vers 16. Ek wil my verlustig in die insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. Vers 20. My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyd deur. Vers 30. Ek het die weg van die waarheid verkies. U verordeninge het ek voor my gestel. Vers 35. Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n behaag. Vers 40. Gewis, ek het 'n begeerte tot u bevele, maak my lewend deur u geregtigheid. Hoeveel keer gaan ons dit in hierdie psalmes vind, en dit is 'n retoriek wat as dit ware herhaal word en herhaal word, maar elke keer met diepe ootmoed, met diepe hartsbegeerte, wat die psalmes kom praat oor wat beteken die woord van God vir hom. Daarom wil ek vanmôre met u praat en dit sommer noem, u woord gee aan my vreugde. U woord is my verlustiging, en u woord vind ek 'n welbehaag. Ek dink onwillekeurige Psalm 37 vers 4. Verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Wat 'n geweldige ryk woord. Verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. Om so 'n lewe te hê, waar ek werklik in so 'n verhouding met God lewe, dat ek God geniet. Dat ek die woord van God geniet. Want wat is die woord van God, geliefde? Dit is die letterlike stem van God wat met my praat. Dit is God wat aan die woord kom in my lewe. Daarom as ek die Bybel lees, dan lees ek dit nie as 'n boek wat deur mense geskrywe is nie, maar dan lees ek dit as God wat met my praat. Daarom is hierdie woord verlustig vir my so 'n ryk en 'n diep woord. Wat hierdie woord verlustig beteken, Here, dit gee vir my vreugde. Dit bring 'n loflied in my hart. Dit wek my emosies op. Ek vind genot daaruit om u woord te lees, en dit wek in my 'n lied tot eer van God, waarin ek hom wil aanbid. Die woord van die Here moet as dit ware vir u en my gevange neem. Ons moet as dit ware sê, Here, ek kan nie genoeg van u woord lees nie. Daarom kom die psalmes weer met hierdie pragtige ou woordjie, ek wil. So asof hy sê, dit is my begeerte, dit is waartoe ek myself ywer, om net meer en meer kennis van u op te doen, om net nader en nader aan u te kom, en u hartsbesluite vir my tot insig van te kom. Ek wil my verlustig in dit wat God vir my sê. Ek wil my verlustig in dit wat God vir my sê. Ek wil my hart daarop instel om te luister wat die Here vir my sê. Ag, dit is vir my so jammerlik dat ons baie keer so oor die woord van God jaag. En dan het by ons net 'n oomblik van stilte kom om homself af te sny om te sê,
Kom ons neem net kennis van wat God vir ons sê nie. Daar's 'n woordjie wat hy hier gebruik, die laaste woord in hierdie teks, die woord oordenk. Dit beteken dat ek aandag gee aan wat ek lees. Dit beteken dat dit my hart aangryp en dat ek met konsentrasie lees, wat sê God vir my? Geliefdes, ek wil vir u waarborg, as jy die Bybel lees met die ingesteldheid, God gaan nou met my praat. Ek gaan nou die stem van God hoor. Ek gaan hoor wat die Here vir my sê. Dan behoort dit in jou hart aanbidding op te wek. Dit behoort in jou hart ootmoed op te wek. Dit behoort in jou hart 'n diepe dankbaarheid op te wek, om net weer opnuut te hoor van sy genade, van sy liefde, van sy sorg, van sy beloftes wat hy vir my maak. Daarom, as ek die Bybel lees, dan ontdek ek wie is God. Dan ontdek ek die karaktertrekke van God. Dink aan Eksodus 34, as hy homself aan Moses bekend maak en dink aan elkeen van hierdie terme. Ek is 'n genadige en 'n barmhartige God. 'n God van groot goedertierenheid trou. 'n God wat nooit laat vaar die werk van my hande nie. 'n God wat jou liefhet, 'n God wat uitreik na jou toe, 'n God wat vir jou wil gee. En as ek elke keer net dink aan die barmhartigheid, die genade, die goedheid, die sorg van die Here, en net vir 'n oomblik my aandag daaraan gee, dan sal dit by my aanbidding en dankbaarheid opwek om te sê, Here, U is waarlik 'n ongelooflike God. Ag geliefde, ek dink aan woorde wat jare gelede in 'n gemeente uitgespreek is, waar 'n besoeker die kerk besoek het. Na die diens het hy met die dominee in gesprek getree, vir die dominee gesê, dominee, dit was lekker om by julle te wees, maar ek sal nie weer kom nie, want ek het julle vreugde in die Here verloor. En hierdie was vir my so uitdaging om te sê, is ek nog opgewonde? Is daar in my hart nog 'n stuk emosie wat die genade van God aangegryp het om te sê, Here, U is net 'n wonderbaarlike God. Kom ek vat u terug na daai eerste 5 verse. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse waar, hom van ganse harte soek, ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. U het die bevele gegee om dit trou te onderhou. Ag, was my weë maar vas om u getuienisse te onderhou. Sommige net daai eerste 5 verse. En ons het met mekaar nou al 46 verse hanteer, waarin die psalmis praat van die goedheid en die genade en die sorg van God, en wat hy die Here vra, Here, kom asseblief naby aan my, openbaar u self aan my, ek wil in 'n intense verhouding met God lewe. Geliefdes, dat ek en u in 'n verhouding met God sal staan, is een van die wonderlikste genadegawes van God. Kom ek herinner u, wat was jy, voordat jy Jesus Christus as saligmaker in jou lewe ontvang het? Efesiërs 2 vers 12 sê, julle was sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. Julle was van nature kinders onder die toorn van God. As jy net dink waar God jou gaan uithaal het, as jy net dink aan die woordjie saligheid, as jy net vanmôre vir jouself kan sê, ek is 'n kind van God, en ek het die vryheid van God in my lewe beleef, ek is verlos van 'n ewig verderf wat op my gewag het, ek is verlos van 'n ewige verlorenheid wat op my gewag het, ek was bestem vir die hel. Daarom sê Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood, die hel, skeiding van God.
nadat 'n dag in jou lewe gekom wat God uit genade jou siel gered het en sy genade aan jou geopenbaar het, wat verdien hy daarvoor? En as 'n mens dink aan die implikasie van wat is die woord van God. Geliefdes, profete het die woord van God voorspel honderde en duisende jare voordat dit gebeur het. Het God dit aan hulle gesê. Hulle het dit meegedeel en geprofeteer en nie een enkele van daardie profesieë het onvervuld gebly nie. Dan wil ek vir u sê, wat 'n God wat ek en jy aanbid. Wat 'n God wat ek en jy as ons Vader het. Wat in jou belang stel, wat elke dag vir jou sorg. En dan vir jouself te vra, wat verdien hy? Kom ons gaan duisende jare terug na Genesis 3 toe. Die saad van die vrou sal hom die kop vermorsel. Die kruisiging, die Here Jesus sal kom en hy sal verlossing kom uitwerk. Ek lees dit vanmôre in my stilte tyd en ek wil jou uitdaag om dit te gaan doen, maar dit baie stadig en met insig en met stilte voor God te gaan lees. Jesaja 53. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Hy is ter wille van ons verbrysel. Die straf wat vir ons daar die vrede gebring het, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Gaan lees dit stadig. Gaan lees dit deurdenkend. Gaan lees dit met jou hele gemoed en gaan kyk wat het God uit genade vir jou gedoen toe hy jou siel gered het. Dink net aan daardie wonderlike profesie in Jesaja 7 vers 14. Die maagd sal swanger word en 'n seun baar. En julle moet hom Immanuel noem. Dit is God met ons. Dink aan Jesaja 9 vers 6. Hy sal genoem word wonderbaar, sterke God, vredevors. Tot die vermeerdering van die vrede op aarde. Dat ek en jy kind van God kan wees, dat God vir ons syne gemaak het, is mos iets waarvoor ons die Here moet aanbid. Jy die skrif, God het dit vir jou gegee. En dan dink ek aan daardie wonderlike feit dat die hele Bybel is geskrywe om juis Jesus Christus aan ons te openbaar. Van Genesis tot die einde van Openbaringe spel dit die koms van die Seun van God, die liewe van die Seun van God en die oorwinning van die Seun van God. En elke een van daardie profesieë het waar geword. Onthou jy die Emmausgangers? Toe hulle na die kruisig stap huis toe praat hulle met mekaar oor hom wat ons verwag het, wat die Messias is, wat ons sou kon verlos, is nou gekruisig, hy is dood. Dan sluit Jesus by hulle aan. En hy begin vir hulle die ganse Bybel uitlê, elke teksgedeelte in die Bybel wat betrekking op hom het. Daardie aand kom hy by hulle in die huis. Die oomblik toe hy die brood breek, toe verdwyn hy voor hulle aangesig, maar hulle sê hierdie woorde, was ons harte nie brandend, toe hy met ons gepraat het vanuit die woord van God nie. Daarom moet die woord van die Here vir u en my opwek, daarom moet die woord van God vir ons vreugde gee, daarom moet ons onsself geniet, deur die woord van God te lees, en met ons God geniet vanuit sy woord om te sê, wat 'n wonderbare God, wat aanbiddelikswaardige God aanbid ons nie. Kom ons dink net vir 'n oomblik daaraan, elke belofte in die Bybel is vir jou en my ja en amen, is gewis, dit is vir jou gegee, dat jy net die woord van God kan luister, dit kan lees, en beloftes vir jouself kan neem om te sê, Here, u het gesê, en omdat u gesê het, hou ek u vas. Iemand het dit eendag so mooi gesê, show God his own handwriting. Want dit wat hy gesê het, gaan hy doen. God is nie 'n mensekind, dat het soms sou berou, of 'n mensekind dat hy sou lieg nie. Sou hy iets sê dit nie waar maak nie, sou hy iets uitspreek en dit nie uitvoer nie.
Daarom sê vir ons daar in Jesaja 62, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Herinner hom daaraan, want hy het gesê, wat 'n rykdom het hy vir ons gegee dat ons beloftes het, waarop ek en jy kan steun. Dink net aan beloftes wat jou toekoms aanbetref. 2 Korintiërs 5 vers 1. Ons weet dat as hierdie aardse tentwoning afgebreek word, dan ontvang ons 'n gebou van God. 'n Huis nie met hande gemaak nie, ewiglik in die hemel. Wat is jou toekoms? 'n Ewige lewe met God. En God het uit genade jou siel gered en dit jou syne gemaak. Dink aan jou lewe hier op aarde in Johannes 10 vers 28. Ek gee julle die ewige lewe en niemand sal julle ooit uit my hand uitruk nie. Wat 'n woord, om te weet ek is kind van God. Niks en niemand sal my kan skade doen nie, want ek is in die beskerming, ek is in die gesag van God, ek is in die hand van God. Ja, sê die Here Jesus in daai 29ste vers, julle is in die hand van my Vader, en niemand is sterker as my Vader nie. Niemand sal julle ooit uit sy hand uithaal nie. Paulus juig dit mos toe in Romeine 8. Ek het verseker dat nie lewe of dood, magte, owerhede, teenwoordige toekomende dinge, hoogte, diepte, of enige ander skepsel, ons ooit sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Wat is om oor te juig? Is om God oor te aanbid? Here, ek is in u hand, niks sal my skade doen, niks sal oor my pad kom, wat God nie saam met my is, binne in die probleem nie. Ja, Jesaja sê dit. As jy in die water gaan, dit sal jy nie oorspoel nie, ek is saam met jou in die water. As jy in die vuur gaan, sal die vlam jou nie skroei nie, want ek is saam met jou in die vlam. Het ons nie die wonderlike getuienis van 'n Sadrag, Mesach en Abednego nie, binne in die vuuroond, wat 7 keer warmer gemaak is, waar die grootste en die sterkste manne van die ryk voor die hitte van die oond verkoel is. Maar binne in die oond loop Sadrag, Mesach en Abednego vry rond. Die koningse bene begin teen mekaar slaan en sê, het ek nie 3 manne in die oond gesien nie, hoe sien ek 4? Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die allerhoogste God, kom uit. Hulle kom uitgestap. Hulle hare ruik nie, hulle is nie geskroei nie, hulle is nie gebrand nie, hulle klere ruik nie eens na vuur nie. God was saam met hulle in die beproewing. Jy mag nie 'n Sadrag, Mesach en Abednego wees nie. Maar een ding wat baie seker is, God is met jou dag vir dag vir dag. Sy beloftes is ja en amen. Ag, dink aan die woorde. Soos die berge rondom Jerusalem, so is die Here rondom die wat hom vrees. Jou mure is gedurig deur voor my. Jy is soos my oogappel. Ek het jou lief. Ek het nasies gegee as losprys vir jou. Jy's kostelik in my oë. En dan Sefanja 3 vers 17 wat ek nie verstaan nie. God verheug hom oor jou met groot blydskap. Jy is syne. Wat 'n wonderlike woord om te kan sê, hy is my God. Ek is sy kind. Wil jy net 'n oomblik stil staan en dink aan die kruis nie? Wil jy nie net neersak op jou aangesig en voor God buig, as jy dink wat die Heilige Gees vir ons sê wat het aan die kruis gebeur nie? As ons die verhaal het van die kruis gebeure, wil ek net aanbid, veral as ek weer Jesaja 53 lees, en ek sê, Here, u het dit vir my gedoen. U het dit vir my gedoen. U het my van my sonde verlos. En dan lees ek Jesaja 52 vers 14. Hy het nie meer die aangesig van 'n mens gehad nie. Hy het nie meer gelyk soos 'n mens toe hulle met hom klaar is en hom verniel het en hom uit mekaar uitgeslaan het nie. Hom gegeesel het, in die gisse gespuug het,
met die vuis in die gesig geslaan het, doringkroon op die kop, met 'n stok op sy kop geslaan. Hoekom, geliefde? Omdat hy jou en my lief gehad het. Omdat hy ons wil verlos van 'n ewige verderf, het hy die vreeslike smarte van die kruis op hom geneem. Hoor hom net weer in Getsemane. Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, en dan val sy sweet soos bloed op die druppels op die grond. 3 maal gaan roep hy dit uit, Vader, as dit moontlik is, laat dit by my verbygaan. En dan hoor hy daar die onhoorbare stem wat ek en jy nie ken nie, maar wat hy hoor. As hy sê, kom, laat ons gaan, hy wat my verraai is naby. En hy begin daar die pad loop, om jou en my te verlos van 'n ewige verderf. Verdien hy nie aanbidding nie. Dink aan daardie magtige opstanding uit die dode. Wat beteken dit? Hy het die dood vir u en my oorwin. Ag, Paulus sê dit na 1 Korintiërs 15, as hy nie opgestaan het nie, as hy nie die dood uit opgestaan het nie, wat het dit vir jou en my ingehou? Dan was daar geen lewe nie. Dan het ons in ons sondes gebly en in ons sondes gesterwe, maar hy is die eersteling uit die dode, hy is die opstanding uit die dode, hy het vir u en my lewe gegee. Dink net aan daardie wonderlike woord. As ek dink aan die prys wat hy betaal het, en ek dink aan die opstanding vir u en my, wat het dit hom gekos? Hy is sonde gemaak, dat ek en jy kan word, geregtigheid van God. Hy is 'n vloek gemaak, wat vervloek is elkeen wat aan 'n kruishout hang. Hy het ons sondes in sy liggaam geneem, dat ons kinders van die almagtige God kan wees. Hy het opgestaan. Daarom sê Kolossense 2 vers 15 dit, hy het die Satan in die openbaar tentoongestel en oor hom getriomfeer. Dink aan die volgende, sy hemelvaart. Hy is hemel toe. Hy het die dood oorwin. Hy het gesê hy gaan opstaan. Soos Jona 3 dae in die graf was, so sal die seun van die mens opstaan. En dan sal hy weer sy heerlike posisie inneem. Geliefdes, wat doen hy daar waar hy nou is? Hy bid vir jou en my. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek vir jou plek berei het, gaan ek jou kom haal om saam met my te wees. Kyk jy nog met verwagting uit na daardie dag? Is dit nog 'n lewende realiteit in jou lewe? Hy gaan my kom haal. Ek is op pad hemel toe. Ek is 'n pelgrim hier op aarde, maar hy gaan my kom haal. Dan gaan ek saam met hom wees. Romeine 8 vers 34, hy bid vir jou en my. Hy tree vir ons in voor die Vader. Daarom sê 1 Johannes 2 vers 1 en 2, my kinders, ek sê hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Maar as julle gesondig het, julle het 'n voorspraak by God die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ek gaan julle kom haal. Ek gaan julle hemel toe neem. Dis die volgende verwagting waarna die kind van God uitkyk, die volgende belofte wat in werklikheid moet kom. Ek is syne. Hy is my kind, my God. Hy noem my nie meer slaaf nie. Hy noem my sy kind. Hy sorg vir my. Dink aan hierdie geweldige woorde. Julle is mede-erfgename saam met Christus. Staan net 'n oomblik stil en besef dit, alles wat jy het hy jou gegee. 1 Korintiërs 4 vers 7 sê, wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Wat het jy wat God jou nie gegee het nie? Sal jy net 'n oomblik stil staan en net 'n oomblik kyk na wat het hy jou gegee? Wat het hy vir jou in die lewe gegee? En as jy wil, kyk rondom jou rond. En dan vra jy jouself, Here, hoekom is ek so 'n begenadigde mens? Hoekom het ek so baie terwyl ander mense so bitter swaar kry? Dit is net sy liefdesgenade wat hy oor jou uitgestort het om vir jou te gee, dat jy het wat jy het.
Daar is niks wat jy op kan roep nie. Daar's niks wat jy hom kon gee om dit vir jou te gee nie. Dit was die vrye gawe van God. Wat het ek bygedra tot my saligheid? Niks. God het op 'n dag my hart genader. Die Heilige Gees het my hart oopgemaak. Die Heilige Gees het my oë oopgemaak om te sien, soos wat Paulus vir die Efesiërs bid. Here, gee vir 'n verligte oë van die verstand om te sien. God het my oë oopgemaak en ek het ontdek dat ek 'n sondaar is en dat ek verlossing nodig het. Ek het niks daartoe bygedra nie. Ek het geen roem wat ek vir myself kan neem nie. Alles is uit sy hand vir my gegee. Terwyl jy hier op aarde is, elke belofte van God is vir jou ja en amen. Elke belofte van God is gewis. Jy kan met God praat oor sy beloftes. Dink net aan daardie wonderlike woord wat hy vir sy volk gee wat in ballingskap is. Jesaja 42 vers 10. Kyk nie angstig rond nie. Ek is jou God. Ek het jou by jou naam geroep. Jy's myne. Moenie dat omstandighede jou so moedeloos maak en omstandighede die vrede uit jou hart uitsteel dat jy vergeet wie jy is nie. Die psalmis sê dit so mooi en ek wil dit weer vir u lees. Ek wil my verlustig in u gebooie. Ek wil my hande ophef na u gebooie. U insettinge wil ek oordink. En dan 2 keer hierdie stelling, wat ek lief het. O geliefde, 2 keer sê u gebooie wat ek lief het. U genade wat u oor my uitgestort het wat ek lief het. Wat beteken dit? Here, my hart is vol vreugde. My hart is vol van die genade van God. Ek wil my hande opsteek. Ek wil u loof, want ek het u lief, Here. Ek wonder wanneer laas het u werklik uit u hart uit vir God gesê, ek het u lief. Wanneer laas het vir hom gesê, Here, ek het u woord lief. Dit is vir my heerlik om die Bybel oop te maak en net te lees, wat sê God vir my. Dink aan die seëninge, Psalm 1. Hy wat my woord oordink dag en nag, sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nooit verwelk nie. 'n groen, lowergroen boom by waterstrome, wat 'n verlustiging vir jou siel is. Dink aan Josua 1. Dink aan hierdie woorde van my. Bær dit diep in jou hart. Sorg dat jy nou gesê daarvolgens handel. Oordink dit dag en nag. En elke plek waar jou voetsool neersit is joune. Niemand sal voor jou stand hou nie. Ek is met jou soos ek met Moses was. Wat 'n belofte. As ek net God se woord sal ernstig opneem, as ek myself net sal verlustig in die woord van God. Dink aan Jesaja 40 vers 30. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy vaar op met die vleuels van 'n arend. Hy hardloop en word nie moeg nie. Hy wandel en word nie mat nie. Luister nou Psalm 25 vers 14. Die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees. Dink aan Levitikus 10 vers 3. En die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. O geliefde, wat het God vir jou in my gedagte? Wat wil God vir ons gee? Kan ek weer vir u gee? Psalm 45, hoor hierdie woorde. Ek wil in die ruimte met u wandel, want ek soek u bevele. Ek wil in die ruimte met u wandel. Ek wil daar in die hoogtes van God wees. Ek wil in die dierige teenwoordigheid van God wees. Ek wil in 'n intieme verhouding met God wees. Ek wil in die ruimte wandel met God, soos die arend wat daar hoog in die hemel vlieg. Here, ek wil dit hê. Dis my begeerte. En dan vir God dit te sê.
Jy onthou mos die woorde van Psalm van die 9de vers. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ek gaan vir iets vra. Hoe tragies as God sy woord vir ons gegee het, dat ons daarin kan verlustig, en in my eie hart het ek koud geword. Is daar nie meer 'n vlam nie, is daar nie meer 'n begeerte, is daar nie meer 'n brand om God se woord te lees nie, en ek lewe maar net voort, maar ek geniet nie wat God vir my het nie, daar is nie 'n verlustiging van God in my hart nie. Hoe tragies. 'n Mens wil as dit ware sê, jy moet in skaamte staan, as jy jouself nie in God verlustig nie, want hy het dit vir jou gegee. Staan net 'n oomblik stil asseblief. Staan net nou 'n oomblik stil. En dink net, wat het God uit genade vir jou gegee? Wat het jy op hierdie oomblik, wat God se hand vir jou is, wat vir jou oopgegaan het? En gaan loof hom, en aanbid hom, en dien hom, en dank hom, buig laag voor hom neer. Hy verdien ons lof. Hy verdien ons aanbidding. Hy verdien dit dat ons sal verlustig in die Here. Ag, dis my gebed vir jou. Dis my gebed vir myself. Bid dit vir my asseblief, dat die Here vir my sal help om my altyd te verlustig in sy woord, om nooit genoeg te kry van sy woord nie, maar hoofstuk na hoofstuk na hoofstuk te wil verslind, en net te luister na die genade en die goedheid en die grootheid van God, wat elke dag vir my sorg, en hy's daar vir my. Geliefde, geniet die Here onse God. Beleef die Here onse God. En mag dit in jou hart 'n opgewondenheid en 'n emosie ontwek, dat jy sê, Here, ek het u waarlik lief. Ek het u met my hele hart lief, soos die psalmis sê, naas u, o God, begeer ek niks op aarde nie. Daar is vir my niks groter as u nie, Here. U beloftes is die som totaal van geluk wat ek het. En dan gaan ek met u praat oor die 46ste vers, wat ons laas met mekaar gepraat het, wil ek net 'n woord sê. Hy sê, ek wil voor konings van u spreek, en my nie skaam nie. Kom ons leer 'n gewoonte. As iemand vir jou vra, hoe gaan dit met jou? Dan sê ons goed. Miskien kan ons dit net so 'n bietjie uitbrei en sê, deur die genade van God, gaan dit met my goed. Deur die Here wat vir my gee, gaan dit met my goed. Deur die hand van die Here wat vir my oop is, gaan dit goed. Daardeur lewer jy 'n getuienis, om te sê, die goed wat ek in my lewe ervaar is God. Leer die gewoonte om altyd te sê, die Here is vir my goed. Die sorg van die Here in my lewe is vir my goed. Deur die genade van God is ek wat ek is. Leer om 'n getuienis in te werk as iemand jou net bloot vra, hoe gaan dit? Om te vertel van wat jy in hom beleef. Ag, mag ons God geniet, en mag u genade en vrede van God in u lewe mildelik beleef. Ons praat volgende keer met mekaar, maar hef jou hande op, loof die Here, en sê vir hom, Here, ek het u en u gebooie hartlik lief. Die Here seën vir u ryklik, totdat ons weer saam met mekaar gesels. Goeiedag vir u.